Goeiemôre vriende, ons is die Here innig dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees rondom sy woord. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons ook wysheid sal gee, waar ons vanmôre dan gaan stil staan by die vraag wat gevra was rondom die gedagte van egskeiding en hertrou. Wat sê die Bybel daaroor? En hoe kan ons die Here ook daarin verheerlik? Dit is baie belangrik om te sien dat ek maar 'n kort bondige antwoord gee met die gebed dat u 'n verdere ondersoek sal instel in die woord van die Here. Onthou, daar is baie al geskryf oor hierdie onderwerpe, daar's al baie gesê daaroor, daar's al baie gepreek daaroor, en ek neem letterlik dit wat die woord vir ons sê, en ek probeer dit so kort en bondig vir u deurgee, sodat u op u beurt deur selfondersoek kan instel. Dit is altyd goed om 'n saak vir jouself uit te maak, Bybels vir jouself uit te maak, want die woord van die Here is die lig vir ons pad en die lamp vir ons voet. Die Here sê die hele skrif is deur God ingegee. Dis nuttig tot lering, weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. En dan sê vers 17, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toeberei. So met ander woorde, God se woord wil vir ons die hele pakket gee, as ons daardie uitdrukking kan gebruik. God se woord is belangrik, sodat u en ek kan lewe om hom welbehaaglik te wees. Nou die vraag rondom egskeiding en hertrou. Ons het nou gesien dat God die huwelik ingestel het, dat saam bly voor die huwelik, en dat seks voor die huwelik verkeerd is, dat daar nie egbreek gepleeg moet word wanneer jy getroud is nie, want God sê die bed moet onbesmet wees. Ons het dan klaar al na hierdie dinge gekyk. Nou moet ons vanmôre kyk, wanneer mag ek skei en wanneer mag ek hertrou? Want daar is sulke gevalle, en kom ons kyk bietjie wat die woord vir ons leer. Ons begin deur vir u te sê wat die Here Jesus self sê in Matteus 19 vers 4. Hy praat van die feit dat hy die huwelik ingestel het. Ons het al reeds daarna gaan kyk. Die Bybel sê vers 5, om hierdie rede sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hierdie twee sal een vlees wees, sodat hulle nie meer twee sal wees nie, maar een vlees. En dan, wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. Nou baie belangrik is dat die Here dit vir ons sê in Matteus 19 vers 6. En toe word daar 'n vraag vir hom gevra. Soos ons ook maar vandag vra, Here, nou waarom het u hierdie opdrag gegee? Want u sien, die vraag aan hom was die volgende. Nou Here, waarom het Moses dan beveel om 'n skeibrief te gee en van haar te skei? Vers 8 antwoord Jesus hulle, omdat Moses weens die hardheid van julle harte julle toegelaat het om van julle vroue te skei. Maar van die begin af was dit nie so nie. Vers 9, maar ek sê vir julle, elkeen wat van sy vrou skei, behalwe oor hoerery, en 'n ander een trou, pleeg egbreek, en die wat die geskeide vrou trou, pleeg egbreek. Jy sien vriende, dit is baie belangrik dat ons sal sien wat die Here Jesus hier sê. Daar is redes waarom 'n mens kan skei, en die Bybel gee vir ons twee, waarvan ons nou een gelees het, die gedagte van hoerery. Nou hierdie woordjie hoerery, in die Griekse taal is die woordjie porneia, en die woord pornografie word hiervan afgelei. En dit sluit in seksuele sonde buite die eg, dit sluit in homoseksualisme, lesbianisme, bestialiteit, bloedskande, 'n patroon van aanhoudend seksueel te oortree of te sondig. En hoor dit sê die Bybel vir ons. Die Bybel sê nie, daar moet geskei word nie. Die Bybel sê, 'n kind van die Here kan skei. So, die hele gedagte is net daar is wanneer daardie sonde miskien plaasgevind het in 'n huwelik, en daardie man en vrou praat oor die saak, en hulle vergewe mekaar, die vrou vergewe die man, of die man die vrou, en hulle besluit om hierdie huwelik voor te sit, kan vergifnis plaasvind, kan hulle aangaan in die huwelik, en daar is niks fout mee nie. Maar as een van die partye besluit, luister, ek wil skei van my man, of ek wil skei van my vrou, omdat hulle seksueel oortree het, sê die Bybel vir ons baie duidelik, dat hulle daardie egskeiding dan aanhangend mag maak, en dat hulle hierdie persoon mag skei. Nou die vraag word gevra, nou gaan dit net oor die seksuele, met ander woorde, moet hierdie man of moet hierdie vrou dan seksueel oortree het? En ek dink dis wat die skrif vir ons leer. En jy moet onthou, dit sluit allerhande seksuele sondes in. Dit gaan ook wanneer 'n man 'n bordeel besoek, of wanneer 'n man in 'n verhouding raak met 'n vrou, en dan by hierdie vrou ingaan. Die Bybel sê, dis alles redes om dan te skei van daardie persoon. Dit is belangrik om te sien dat dit ook 'n gevolg gaan hê op jou lewe. Dit gaan 'n definitiewe impak hê op jou lewe, op jou kinders, op jou huis en op almal. Daarom wil ek u aanmoedig om rein voor die Here te wandel. Om jouself te gedra wat die seksuele aanbetref. Om jouself in te hou. Die Bybel sê vir ons, selfbeheersing is een van die vrugte van die Gees. Dis noodsaaklik om jouself te kan beheers. Ons is mos nie diere nie, vriende. Ons hoef nie op ons impulse te werk nie.
Dis asof ons samelewing uitmekaar val en almal doen net wat hulle wil. En hulle dink nie aan die jarelange hartseer gevolge van seksuele sonde nie. Maar die Bybel sê vir ons, dis een van die redes waarom 'n man en 'n vrou kan skei. Die tweede rede waarom 'n man en 'n vrou kan skei, die Bybel sê in 1 Korintiërs 7 vers 12 tot 15, as een van hulle 'n ongelowige is, die ander ene gelowige en die ongelowige wil nie meer saam met die gelowige bly nie. Hoor wat staan in die Bybel. Maar vir die ander sê ek, nie die Here nie, as enige broeder 'n ongelowige vrou het en sy dit goed vind om met hom saam te lewe, moet hy haar nie verstoot nie. En as 'n vrou 'n ongelowige man het en hy dit goed vind om met haar saam te lewe, moet sy hom nie verstoot nie. Want die ongelowige man is geheilig deur die vrou en die ongelowige vrou is geheilig deur die man, want anders sou julle kinders onrein wees, maar nou is hulle heilig. Vers 15. Maar as die ongelowige wil skei, laat hom skei. In sulke gevalle is die broeder of suster nie gebonde nie, maar God het ons tot vrede geroep. Vriende, ek het so 'n geval gehad baie jare terug, waar die man en vrou getroud was, 2 pragtige kinders gebore uit die huwelik, en die man het kragtadig tot bekering gekom, en dit was 'n paar maande in hierdie huwelik, nadat hy tot bekering gekom het, dat sy vrou vir hom gesê het, luister, ek het nie aangemeld vir so tipe huwelik nie, ons was gewoond om partytjies te hou, en om te drink en te dans en te kere te gaan, ek wil so lewe, en as jy nie so lewe verder wil lewe nie, wil ek nie verder met jou getroud wees nie. Sy het al goed gevat en geloop, die man met die 2 kinders net so gelos. Die Bybel sê in daardie geval, is die man dan vry van die juk van hierdie egskeiding. Die Bybel is baie duidelik daaroor dat ons nog steeds altyd vrede moet soek. Baie keer gebeur dit dat daar voor die tyd al konflik was, en wanneer hierdie ding gebeur, probeer die man so vinnig as moontlik 'n ander vrou kry of vice versa. En die Bybel sê dit moet nie so wees nie. Dit is belangrik om te sien, vriende, dat wanneer die ongelowige wil skei, sê die Bybel moet ons altyd soek vir vrede, en as vrede nie bewerk kan word nie, dan is die man of die vrou vry. Nou is die vraag dan, as dit die enigste 2 redes is, wat van hertrou? Nou wil ek ook vir u sê, vriende, daar is baie ander gevalle, en ons kan dit miskien een of ander tyd hanteer, sou u meer belangstel daaraan. Daar gebeur baie keer dat daar in 'n huwelik geweld is. Mense vra, kan ek skei as daar geweld is, as my man my slaan of my kinders aanrand? Dan is die normale prosedure om na die reg te gaan, om 'n saak van aanranding te maak, dat die reg sy verloop het, en dan sien waantoe hierdie saak gaan en die Here dan te vertrou. Dit is goed om by 'n veilige hawe uit te kom, jou predikant te gaan sien, met hom daaroor te praat, en dat daar veiligheid vir jou en jou kinders sal kom. Of aan die ander kant baie keer vir die man teenoor die vrou, want baie vrouens is deesdae woes en wild. Hulle doen wat hulle wil, hulle maak soos hulle wil, en baie keer is hulle die bedreiging in die huis vir die man en die kinders. Vra die Here vir wysheid, sodat jy hom in alles welbehaaglik kan wees, want die huwelik is 'n instelling van God. Die vraag is nou, wat van hertrou? Nou dis die 2 redes waarom ons kan skei, sê die Bybel. En as by hertrou kom, sê die Bybel vir ons baie duidelik, dat ons net mag trou in die Here. Die Here sê vir ons baie duidelik in 1 Korintiërs 7, dat vers 38, daarom ook hy wat in die huwelik uitgee, doen goed, maar hy wat in die huwelik nie uitgee nie, doen beter. 'n Vrou is deur die wet gebonde, solank as haar man lewe, maar as die man ontslaap, is sy vry om te trou met wie sy wil, maar net in die Here. Sy is egter gelukkiger as sy so bly, volgens my gevoele. En ek meen dat ek ook die gees van God het. So, wat kom doen die apostel Paulus? Hy sê, daar is uitsonderings, as daardie man of vrou geskei is, kan ons trou, maar net in die Here. Met ander woorde, 2 geredde mense trou met mekaar. 2 mense wat wandel met die Here, wat heilig leef voor die Here. Maar Paulus se aanbeveling bly nog steeds, bly eerder ongetroud. As daar as egskeiding plaasgevind het, is dit beter om eerder so te bly. Want vriende, luister, as jy weer trou, is dit altyd die bagasie van die man, sy vrou, wat hy gehad het, die kinders wat uit die huwelik verwek is, sy skoonfamilie, sy familie, jou kinders wat verwek is uit jou huwelik. Ek wil vir u sê, 9 uit die 10 keer beland hierdie huwelik in elk geval in die egskeidingshof. Dit is die uitsondering op die reël. Ons weet dit. Maar mag die Here vir jou en my genade gee om met wysheid op te tree. 2 Korintiërs 6:14, moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowiges nie. Want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis? So, as daar dan weer 'n huwelik plaasvind, moet dit altyd in die Here wees. Dit moenie iemand wees wat met die mond getuig ek is gered, maar hulle lewe is goddeloos nie. Hulle lewe is in die sonde en ongeregtighede nie. Dit is nie om iemand te trou wat 1 keer in 'n maand kerk toe kom nie. Nee, om te trou in die Here beteken, dis 'n man of 'n vrou wat heilig lewe,
wat die woord van die Here liefhet, wat lief is vir die huis van die Here, die kinders van die Here, en dan 'n lewe leef wat God welbehaaglik is. Ek gaan afsluit met 'n paar algemene vrae wat mense vir my vra. Mense vra die vraag: as ek getroud was in my ongeredde dae en nou tot bekering gekom het, is my huwelik nog steeds geldig? Glo dit of nie, dis wat mense my vra. En die antwoord is baie duidelik: ja, wat God saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. As jy en jou man ongered was toe julle getroud is en jy kom tot bekering, dan bly jy by jou man. Ons het dit mos nou alreeds gelees daar uit 1 Korintiërs, die 7de hoofstuk, die 12de tot die 15de vers, dat as die ongelowige nie wil skei nie, dan bly jy by jou man, of anderste dan by jou vrou. Nog 'n vraag wat mense my vra: ek is geskei voor ek gered geword het. Wat nou? Hulle het geskei vir nie Bybelse redes nie, voor hulle ongered is, en die eerste antwoord wat ek my altyd gee, die Bybel vir ons gee, gaan probeer versoen met die een van wie jy geskei is. As daardie persoon alreeds met iemand anders te getroud is, kan versoening nie plaasvind nie, en dan mag jy nie weer met daardie vrou of man trou nie. Die Bybel is baie duidelik daaroor. Jy kan dit gaan lees in Deuteronomium 24 vers 1. As 'n man 'n vrou neem en met haar trou, en as hy dan geen guns in sy oë vind nie, omdat hy iets skandeliks aan haar ontdek het, en haar 'n skeibrief skrywe, en aan haar hand gee, en haar uit sy huis wegstuur, en sy uit sy huis uittrek en weggaan en 'n ander man sin word, en die laaste man haar ook 'n skeibrief gee, dan mag haar eerste man, wat haar weggestuur het, haar nie weer neem nie, dat sy vrou word, nadat sy onrein geword het nie, want dit is 'n gruwel voor die aangesig van die Here. So baie belangrik dat ons hierdie saak sal sien. As daardie persoon weer getroud met iemand anders en weer geskei is, mag ek daardie persoon nie weer trou nie. Nog 'n vraag wat mense my vra: ek is geskei as kind van die Here omdat ek nie van beter geweet het nie. Wat staan my nou te doen? 1 Korintiërs 7 vers 10 en 11, dan moet jy vergifnis vra, jy moet probeer versoen. As daar nie versoening kan plaasvind nie, moet jy trou in die Here, iemand wat die Here ken, om God te behaag. Weereens die gedagte om ongetrou te bly, en dan ook kom ons sê maar, hierdie pad te stap saam met die Here is 9 uit die 10 keer 'n beter opsie. En nou baie belangrik, en dis om vir u te sê, vriende, dat die huwelik eerbaar is, en as die duiwel eers die huwelik gekaap het deur egskeidings, losbandigheid, egbreek, seksuele perversie en al hierdie dinge, is dit Ikabod vir 'n land en vir 'n volk. Wat u sien, die huisgesin is die volk in die breë. Die oomblik wanneer 'n huisgesin nie hierdie etiese kode handhaaf nie, as 'n huisgesin nie eerbaar voor God wandel nie, wat gebeur? 'n Huisgesin is deel van 'n groter gemeenskap, en dit gaan uitbrei, en die land gaan naderhand in hierdie seksuele perversie verval. Daarom die belangrike saak is, dat ons voor die Here heilig sal lewe. Ons kinders, vriende, pluk alreeds die vrugte van ons sonde en ongehoorsaamheid aan die woord van die Here. Daarom vermaan ek u en ek moedig u aan, dat u eerbaar sal wees voor die Here. Poog om u huwelik met alle mag en mening te behou. Pas op vir seksuele oortredinge, en weet ook, die oomblik wanneer daar hierdie twee sake plaasgevind het, van seksuele sonde, of waar die ongelowige nie meer saam die gelowige wil bly nie, kan jy weer trou. Mag die Here wysheid gee, daar's nog so baie wat ek kan sê oor, maar mag die Here genade gee, dat u sal verstaan, verder ondersoek sal instel, en bo alles, met 'n rein gewete voor God sal wandel, want dit is God welbehaaglik. Seën vir u mooi dag verder, tada.